Hi Replikies, ek hoop jy sommer vol lewe vir hierdie nuwe jaar 2025. Maak seker dat jy 'n swaard in jou hand het, want vandag gaan ons diep grawe in God se woord en groot dinge leer. Praise and worship. In Afrikaans noem ons dit lof en aanbidding en ek glo jy het hierdie stelling al baie gehoor. Maar kan ek jou gou 'n vraag vra? Weet jy eintlik wat dit beteken om te praise and worship? As jy gedink het, dit is net om Jesus musiek te luister, dan het ek vir jou slegte nuus. Want is nie net om Christelike musiek te luister nie. Nee, is ook nie vir myself nie. Dit is om alle eer aan God te gee, want hy het tog alles gemaak, het hy nie? Hy het vir my en vir jou ook geskape. So ten minste wat ek en jy saam kan doen as 'n familie van God, as 'n familie in Christus, is om vir hom eer te gee deur aanbidding en lof en prys. So, kom ons gaan kyk wat die Bybel sê. Kom ons gaan kyk in Psalms 100 vers 1 tot 3. Dan maak julle Bybels oop en lees julle saam met my. Psalm 100 vers 1 tot 3 sê: Almal op aarde, juig tot die eer van die Here. Dien die Here met blydskap. Kom vir hom en sing met vreugde. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Sy volk, die skape van sy weiveld. So hoor julle, almal op hierdie aarde moet juig tot die eer van die Here, want God is goed vir elke liewe een van ons. Maar kom ons gaan kyk wat professor Grapius vir ons vandag gebring het. Hallo julle, ek glo julle wonder wat ek vandag saamgebring het. Kom ons kyk wat ek vandag saamgebring. Okay, ek het 'n kers saamgebring. Okay, so dit beteken ons werk met kersse. Ek het 'n kers saamgebring, so ons werk met kersse. So as jy hierdie eksperiment by die huis gaan doen, moet jy, dit is 'n moet. Jy moet 'n groot mens by jou hê, 'n mamma of pappa of enige ander volwassene moet by jou wees voordat jy hierdie eksperiment doen, want ons gaan met vuur werk. Alright. So, wat het ek nog? Ek het 'n glashouer gebring, glashouer, wat ek deur kan kyk, met 'n prop, maar ons gaan nie die prop vandag gebruik nie. Alright, so ons sit hom daarso en daarso. En wat het ek? Onthou, ons werk met vuur, so ek moes 'n lighter saamgebring het, en onthou, dis vlamme. Ons werk met vuur. Onthou, groot mens moet by jou wees, mamma of pappa of enige ander volwassene moet saam met jou wees wanneer jy hierdie eksperiment doen. Wat het ek? Laastens het ek 'n groot emmer saamgebring. Ek het so gesukkel vanoggend om hierdie emmer hierin te kry. Dit was verskriklik moeilik, maar okay, ek het dit reg gekry en ek glo nie ek gaan hom weer kan terug inkry nie, maar okay. So, wat het ons alles? Ek kan hierdie maar toemaak. Wat het ons alles? Ons het 'n emmer, ons het 'n leë glashouer en ons het 'n kers en 'n lighter, 'n lang lighter wat ek hierin kan aansteek. So voordat ons die eksperiment begin, kom ons prep eers hierdie eksperiment. Al wat ek gaan doen is ek gaan hierdie kers mooi hierso in die middel van hierdie 'n glas sit. Dat hy daar so vas bly sodat hy staan. Nie rond beweeg soos wat hy nou doen nie. Dat hy vas kan staan net in die middel van daai glas binnekant. Okay, so ek het hier goeders nou geprep. Ek het die emmer, ek het die glashouer met die kers binne en ek het 'n lighter. Alright. So, hierdie kers simboliseer die lewe wat God reeds aan ons gegee het. Dit is reeds daar. God het ons geskep en hy het ons ring met sy goedheid. So kom ons steek hierdie kers aan, want God se lig brand binne in ons. Soms lewe ons net vir onsself, sonder om God enige eer te gee. Dit is net sowel ons steek die kers se liggie weg onder 'n emmer. Al is daar lig, niemand kan dit sien nie. Wanneer ons begin God loof en hom al die eer gee, raak sy lig wat hy binne in ons gesit het, sigbaar vir almal. Lof en aanbidding veroorsaak dat ander mense God se goedheid in ons lewens raak kan sien.
So Psalm 100 sê, juig tot die eer van die Here, dien hom met blydskap. Wanneer ons dit doen, dan skyn ons net soos hierdie liggie skyn. En ons wys die wêreld God se liefde. En ons bring net aan hom al die eer. Lof en aanbidding is nie net iets wat ons vir onsself doen nie. Ons doen dit om die lig wat God in ons geplaas het, te laat skyn. Dis net soos wat Jesus in Matteus 5 vers 16 gesê het. Julle moet so voorbeeldig lewe, dat julle 'n helder lig uitstraal, dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys.